vandag, geliefde, wie is ons God aan wie ons naby wil staan? As jy bietjie die Ou Testament gaan lees, dan kom jy agter, maar hierdie God is asemrowend, hierdie God is onaantastbaar. Hierdie God, as jy gaan lees wat met Moses en die volk gebeur, want hulle daar by die Sinaï berg kom, hy praat met weerligstrale en donderslae en dit is swaal en vuur. So dis 'n groot God. Dis 'n God waarvoor jy versigtig is, waarvoor die Israeliete op 'n stadium vir Moses sê, gaan praat jy asseblief eerder met God. Ons wil nie met hom praat nie. Maar ons praat hierdie week om naby aan God te wees. En so het daai wonderlike man van God, Elia, ook 'n begeerte in sy hart gehad om iets van die nabyheid van sy God te ervaar. Dit is so asemrowend dat nadat God vir hom die wonderlikste wonder gedoen het om sy offer aan te steek teenoor die Baalprofete sin, gaan kruip hy weg. Want hy's bang vir mense. Maar dan lees ons in 1 Konings 19 hier van vers 11 af. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Ek, die Here, wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met 'n mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Mens kan so bang wees om naby God te kom. Want baie keer kan ons hierdie skrikwekkende beeld van God in ons koppe hê. En sekerlik het Elia dit ook gehad, want net so kort voor hierdie gebeurtenis het God hierdie asemrowende ding gedoen om sommer net met 'n magsdaad sy offer aan die brand te steek. Maar wanneer hy nader aan God kom, wanneer God sê kom nader sodat jy naby aan my kan kom, is God nie te vind in die vuur, in die aardbewing, in die woeste stormwind nie, maar in die fluistering van die windstilte. So anders as seker Elia se verwagting. So heeltemal anders as die Ou Testament se verwagting. Wat verwag jy as jy naby God gaan wees? Wat verwag jy wanneer God naby jou kom? Meeste van die tyd is dit nie soos ons verwag nie. En daarom moet ons op die uitkyk wees, moet ons op die luister wees vir dit wat God doen, wat ons nie verwag nie. Ons bid. Ons bid vir uitkoms in ons finansiële omstandighede, ons bid vir uitkoms in ons gesondheidsomstandighede. Ons bid vir uitkoms in die landse omstandighede. En is goed, ons bid. Want so kies ons om naby God te wees. Maar wat verwag ons hoe die uitkoms gaan lyk? Nie altyd soos ons dink nie. Ek het 'n ding wat ek altyd vir mense sê. Jy moet alles wat in jou lewe gebeur in verband bring met jou gebedslewe. Want God kom met sy antwoorde op gebed baie naby aan ons. Maar ons sien dit nie altyd nie. Hoe verwag jy, gaan dit vir jou wees as God naby jou kom? Maak jou vandag net weer oop, om hom dalk in die windstilte te ontmoet. En mag jy hom sien, wanneer hy naby jou kom. Want dis wat hy doen, ons God, is ons naby God. Shalom.